Welkom by die Klipkouers Potgooi, waar ek gereeld gesels met Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Laat die wiele rol. Om entrepreneurskap, tegnologie en bemarking byeen te bring is Roland van der Walt se kos. Hy is passievol daaroor om voortdurend nuwe oplossings te vind vir die wêreld se immer ontwikkelende vraagstukke. Met meer as 2 dekades se ervaring in bemarking en verkope, waarvan 'n hele paar jaar oor see was, dien en bestuur Roland verskeie maatskappye op direksievlak, insluitende RateWeb, Go Rugged en Raakrof, en natuurlik die moedermaatskappy Instacom, wat fokus op push-to-talk tegnologie. Roland van der Walt is inderdaad 'n reeks entrepreneur met 'n oneindige stroom van nuwe idees en die bemarkingsvernuf om daardie idees te verkoop. Lekker leer en lekker luister. Roland, vertel ons 'n bietjie meer van jouself. Waar het jy groot geword? Alhoewel ek is onlangs dink ek by waar jy groot geword het, maar vertel 'n bietjie vir die klipkouers en natuurlik die pad wat jy gestap het waar ons nou hier sit in die Klankbank ateljee. Ja, natuurlik. Groot geword op Nelstroom. Interessant. Wat is sy nuwe naam? Modimolle. Modimolle. In Limpopo. Deel van die Waterberge. Boeregemeenskap natuurlik. Op die plaas groot geword en interessant genoeg eintlik in Rustenburg gebore. Na 'n jaar of twee toe my ouers Nelstroom se kant toe of Modimolle se kant toe. Daar skool gegaan. Natuurlik 94 verkiesing het nogal nuwe denke en dinge op die pad gesit. En een van die goeters was geweest, my pa het gesê, "Dalk nou nie, jy gaan verder studeer nie. Jy moet eerder maar net besighede hê." En toe besluit ek, nee, dit klink nou 'n lekker plan daai. So dis waar my gouste pad na Ferrari toe. Ja. Ek op daai stadium, ek is maar besig. So toe het ons besluit ons sal dit aanpak. Skool semi klaar gemaak toe ek nou 16 was, natuurlik standaard 8, en toe het ons probeer my matriek deur Success College doen. En so jy's klaar, jy's part-time matriek. Toe begin ek maar werk. En jy ja, ek plaasbestuurder met volstryse en sulke goeders daar buite Nelstroom. En dit het ek het hulle gesien. Ek was op net so te loops. Ek was nou toe COVID nou, ek dink ek level 3 toe gaan. So ek en my light. Ek onthou ons nog in die Spur gaan eet. Ja, maar ek moes 'n Heineken Zero drink. Dit was minder lekker vir my. Maar daar waar ons op hierdie gasteplaas gebly het ek die volstrys kamper en ek kon my modder doop gaan. Ek het nie geweet daar's volstrysplase in Nelstroom of Modimolle. Hulle is nou nog daar. Ek weet nie, die is 25 jaar oud terug. Ja, hulle het dit nou nog, maar dit is ek dink ek gaan vir jou jok. Ek dink is 'n Loudsteel Skalenkamp familie wat die besigheid het. Hulle het die volstryse daar op die plaas nog al die jare. Probeer net gedink wat daai plaas se naam is. Ja, snaaks genoeg, jy is by wie ons gebly het, wie se grond is begrafnisondernemers. Ja, maar begrafnisonderneming is deesdae so van maffia, nee, daar is 'n woord goeders beheer en bestuur. Ek wil sê, wat soos die taxi industrie. Goeie genade. Nee, so ons het daarso standaard 8 klaar gemaak, begin werk, en my vrou ontmoet deur daai 2 jaar iewester. En sy was toe nog op Nelstroom op skool. En toe sy klaar is, besluit ons gaan oor see. Die meeste van die ouens op daai stadium, 98 rond, 97, 98, met die ouens begin oor see gaan, vriende, genade. Dis reg, dit was 'n groot wave, ek weet, jy's reg, 97, 98. Toe besluit ons hier by ek kon nie vir Jokie, Januarie, Februarie, toe sy matriek klaar gemaak het, ons gaan ook, en toe is ons daai kant toe, check het 3 maande later. Toe land ons Working holidays. Ja, working holiday. Ons het dink omtrent 300 pond by ons gehad, waarvan dag 1 het ons 100 pond gekos, net om tot by die plekkie te kom, en toe van daar af is ons daar vir 4 jaar. Sure. Obviously heen en weer gevlieg hierdie kant toe. Waar in Engeland was julle? Skotland, Wales, Engeland en Ierland. Sure. Dit is nie lot. Just like, Aspres. Ja, is so. Julle wou alles gaan. Die eerste 2 jaar visa cover ons nou eintlik Engeland en omgewing. Ja. En toe begin hy nou klaar raak, toe gaan ons Ierland toe kry ons daar extension. En met dit saam met ons maar tussen die lot rond beweeg. Ek weet, daar was al die beadvertensies, jy kan die Spar gaan werk aan, in Dublin. Enige plek gaan werk. Ja, maar daar in Ierland, ek weet die manne was desperaat vir
vir arbeid. gedoen. Hulle was baie pro Suid-Afrikaners in elk geval. En toe kom ons terug en buite nou natuurlik die goedjies wat 'n ouma probeer doen terwyl jy is as kind, weet deel van groot word, verkoop aartappels en watlemoene en goeters langs die pad of daar in Bophuthatswana of sny hout af en laai die manne en gaan verkoop daar. Was die eerste ding toe ons teruggekom het, toe begin ons 'n skoonmaak besigheid in Warmbad. Interessant genoeg, voor ek weg is, terwyl my vrou nou nog op skool was, het ek en my ma die skoonmaakwinkel begin, wat nou nog hardloop. En daar werk my ma, my pa, my swaar, my broer, en dan obviously hulle 'n klompie mense, hulle het intussen So skoonmaak chemikalie. Ja, Andy skorrelgoedseep en. Nee, magtig. Maar dit het nou al vergroot. Dit is nou al matrasse en meubels, tweedehands, general dealer amper wil ek. Ja, so hulle is nou al 25 jaar daar wat ek en my ma begin het. Toe ek nou weg, aan die ander kant toe ek was die rep toe ons begin het, ons het R400 gedoen maand 2 dink ek. En ja, ek weet nie eens wat hulle turnovers en goeders nou al is nie, maar hulle funksioneer. So toe ek terugkom, toe ek dit wat ek en sy begin het ek 'n tak in Warmbad opgemaak. Toe het ons dit vir 2 jaar gedoen. Onthou ek het vir jou vertel van die advertensies wat ons gedoen het. Flyers. Ja, my pa het ons gesê dit onthou nou, dit gaan jou 2 jaar vat om gelyk te breek. Ja, toe breek ons gelyk maand 1. Dis reg, ons het ons daai 6 ad gedoen. Yes, maar vertel ons bietjie weer. Vertel ons. Nou, so ons het 'n advertensie gedoen. Onthou daai tyd was die internet nie. Daar's nie van expose gegou klomp goeters nie. So ons het een advertensie gedesign met die boonste helfte van die advertensie wat bloedrooi is met wit dik vet letters wat sê seks en dan net onder dit in die middel, nou dat ek jou aandag het, RSC Chemicals en die besigheid in die lyn. Nou dat ek jou aandag het en jy het 'n skuldige gewete, ja, kom koop vir jou iets om jou skoon te maak. So, fantasties. ons het daai advertensie op die pale gedoen, letterlik flyers geprint in die posbusse laat gooi en natuurlik uitgegee en te kere gaan en dan die local koerantjie 'n hele volblad gedoen. Yes. En dis 'n weeklikse koerantjie wat daar in die Waterberg omgewing is. En natuurlik het dan nou mense daarop gerespond wat sê hier is onvanpas en onthou dit is 'n omgewing wat nie seks het nie. Jy het dit gesê. Ja, ek weet ons is konservatief. Ja, ons is met konservatief. So dit is 'n dame wat nie happy is vir dit nie en dis al ander mense wat voel maar daar's niks fout nie en so het dit aangegaan vir maande. So ons het kies, maar dit is soos ek sê, daar's nie sleg ding so slegte PR nie. Nee, so dit het vir 'n paar maande vir my gratis advertensie gedoen en met dit het ons gelyk gebreek basies maand 1 en vandag net gefunksioneer. Mense wat die humor daarin gesien het ingestap en gesê maar ek wil kom kyk hoe lyk die seks shop. Yes. En dan kon koop hulle jig en. So daai was die eerste offisiële winkel, nou met ordentlike geregistreerde besigheid. En dan 2 jaar later toe kry ek interessant genoeg 'n maand of 2 voordat ons Johannesburg se kon toe kom, toe een van die prokureurs vir my gesê maar hy wil daai besigheid koop. Kan dit of sy vrou was of wat was die planne nie. En die Januarie waarin ons verkoop het een van my neefs in Johannesburg gesê maar hy wil ek moet saam met hom hierso kom matrasse en goeders verkoop, Rest Assured Strand Foam groep. Sien is reg. In Februarie te begin ek in Johannesburg en dis mos nou melk en heuning. Staan die stad hier maak jy geld. Jy print geld eintlik jy 'n printer. Yes. So het ons daai besigheid verkoop letterlik in 'n week of 2 oorgegee en hierdie kant toe geskuif. Toe was ek daar vir omtrent so 5 jaar. Interessant genoeg, ons tak was een van die kleinste takkies en hulle was 40 takke. Toe ek al weg is, het ons in plaas van 'n 500,000 turnover het ons omtrent 2.5 miljoen gedoen. Yes. En ons het tak van die jaar gekry 2 of 3 keer in 'n ry, obviously rep van die jaar. Ja. Nou ons is so 40 reps in die maatskappy. Ons het maar net gat geskop. Seker maar kultuur. Ja, maar jy het 'n knack vir dit. Ek bedoel dit is as ek dink ook hoe jy ek onthou wat ons al gesels het, jy in Engeland ook door to door, maar jy aan deure gaan klop het en so. Ja, dit sit nie in enige man se broek nie, maar ek bedoel jy moet 'n baie dik vel hê en jy like net nie verantwoord nie. Waar baie ander mense ouens hardloop weg van 'n nee. Persistence. Maar ja, Ierland was interessant. Hoe hulle gewerk.
en op die plase gewerk toe ons begin het natuurlik. En die laaste jaar of 2 het ons door sales gedoen in die sneeu met suits aan. Yes. En dan reën dit. En dan is dit koud en dan so het dit aangaan en dit is lang dae, 9:00 die oggend tot 10:00 die aand, elke dag. So daai bou nogal redelike sales environment, so mens dit so kan sê. Maar dit groei mense in jouself en in jou wese. So ek dink 'n mens moet net altyd onthou aan besigheid, kliëntediens voor profit bo prosesse. Yes. Prosesse kan besighede doodmaak. Mense wat te is in die linkerbreinkant waar as die invoicing nie reg is nie, dan invoice hy eerder nie kliënt nie, so dan verloor hy die inkomste tipe ding. So op die agterkant van dit het ons teruggekom en natuurlik na Johannesburg betree en binne daai 5 jaar komponent en na die einde toe was dit nou weer tyd dat 'n mens weer jou eie ding tackle. Toe het ons payphones begin doen. Ek het van scratch af 'n ding begin vir 90 sent per minuut as jy bel in 'n besigheidskonsep. So in plaas jy R2, 50 of R3 per minuut betaal om mense te bel, kry jy hierdie produk wat ons by mekaar sit. En dis juist omdat jy bel, dus jy kom uit 'n sales omgewing, nee, kyk, kommunikasie is absoluut key. So toe sien jy daar nou 'n geleentheid met die koste. Ja, ouens het eintlik hierdie ding by mekaar gesit vir 'n goedkoper opsie vir ons land. Suid-Afrikaanse mark probeer ons nou maar altyd so goedkoop as moontlik vir soveel as moontlik mense 'n geleentheid bied om te kon kommunikeer, want uit dit uit gaan dit oor survival. Yes. So ek het die konsep gesien, maar hoekom implementeer jy dit nie in 'n besigheidswêreld nie? Die ouens betaal duur, wat maak dit anders? Almal wil spaar. Op die agterkant van dit het ons van geen besigheid na 8 maande later die ouens by wie ons die konsep gekry het. Ek het nou net die konsep gedraai dat dit 'n besigheidsmodel is. Toe koop hulle die model terug, want hulle het gesien jy wag hier die print se printer, se geldprinter werk. So toe het hulle omtrent so R250,000 aangebied vir die besigheid wat ons opgebou het in 6 maande wat ons gevat het. Want op daai stadium het ek 'n ander geleentheid gekry om sigaret vending masjiene te vervaardig. Okay. Toe het ons dit aangepak. En so jare wat na dit het ons uit dieselfde vennootskappe wat ons betrokke was, het ons geleentheid gekry vir konstruksiekompanie. So het ons konstruksie gedoen in die sigaret vending masjiene. Maar op daai stadium 2010, daai besighede het seker omtrent al so 2 jaar gehardloop. Toe kry ons 'n geleentheid in push to talk. So my huidige vennoot was op daai stadium ook een van die 4 vennote wat ons was. Toe sê hy ons gaan 'n push to talk verkoop. Sê ek net reg, ons kan. Ek weet nie wat dit is nie, maar ek sal dit verkoop. Dis lekker interessant. Ja, wat natuurlik 2 rigting radio's vervang. En dit is hoe Instacom aan mekaar gesit is. Die founder wat die hele konsep en tegnologie eintlik gekry het, met 2007 dit gekry. Wat beteken jy kan soos 'n 2-rigting radio op 'n hulle noem dit 'n GSM netwerk werk, soos jy vat jou selfoon, ek vat myself en jou selfoon en ons is hokkie-tokkies en ons praat nou natuurlik die hokkie-tokkie konsep is vir sekuriteitsredes. Net ek en jy. Korrek. Is 'n krag. So is 100% seker. Maar nou praat jy met mekaar, maar dan kan jy ook 'n groep van 100 of 1000 mense aan mekaar sit en met op een knop met almal praat. So, ek wil sê dis nou die skoolhoof wat jou kantoor toe roep op steroids of op die aankondiging. Ja, absoluut. Ek meen ons het met die Instacom ding toe nou begin, maar op daai stadium toe besluit ons gaan dan die konstruksiekant en die sigaret vending masjiene kant terug of verkoop aan 2 van die vennote en dan ek en Kobus breek dan weg en raak betrokke met die push to talk ding. Met dit het ons toe agentskap by mekaar gesit met die Instacom gedeelte. Instacom was 2 ander eienaars wat Johannes Kobus se broer en dan hulle het op die ding begin het. En op die agterkant van dit is ons okay. 2011 het dit begin 2013 het FNB vir ons gesê, luister manne, ons wil graag saam met julle inkoop as 'n innovering agter tegnologie in vandag se groei. Dit is nou 2013, begin 2013. Maar weet julle, jy is obviously ver voor die kurwe as konferensies met julle wil gesels. FNB het ons op daai stadium aangebied 14 miljoen vir 30%. Ja. Maar een van hulle verwagting was dat Zenocorp wat ek en Kobus was en die Instacom environment met merge, want niemand was salesmense behalwe ek wat in die Zenocorp se kant sit nie, so ons het 70% van die kliëntebasis besit. So dit sou nie eintlike goud is daar. Ja, so FNB het gesê, goeie idee, maar julle agent besit 70% van julle besigheid. Dit is 'n probleem. Realisties kan ons dan 'n ander supplier vat en begin push to talk verkoop, ons hoef dan nie by Instacom te bly nie.
jaar se negotiation later, einde 2013 toe skud ons hande en begin Januarie 2014 as 'n een identiteit in plaas van 2 skepe wat langs mekaar So groei. julle vier toe weer by mekaar. Toe raak al 4 vir die eerste keer een vennootskap. Okay. Want ek en Kobus was daar en Alice en Johan was Yes, daar. yes. So op die agterkant van dit het ons te besluit om nie met FNB te gaan nie. Dankie FNB. Ja, dankie, maar dit is nie genoeg nie. Ja. En van 2014 af het dit net gegroei. Ons het Het daai was dit 'n geval van die feit dat FNB gekom het en 'n waarde daarin gesit het dit julle daai ekstra ek wil sê amper selfvertroue gegee om te sien luister ons het iets. Ek dink dit gee vir jou 'n iets bietjie van 'n reality check in die sin van wat is die waarde van die tegnologie wat jy het om mee te begin? Ja, en as dit is wat hy werd is vir 30% en hy spring weg, dan wat kan hy word? Ja. Ek meen die meeste entrepreneurs in ons maatskappy of in ons land is nie ouens wat groot maatskappye het nie. Dis nie 'n Vodacom en 'n Eskom en al die verskillende identiteite waar ouens in sit argumente ontdawe nie. Die entrepreneurs het besighede wat van niks af begin nie. 99% van die tyd. En die gevaar met dit is, as entrepreneur besef nie altyd wat die waarde is waarin jy betrokke is nie. So nou sit jy in 'n besigheid wat jy wonder, okay, wat is die waarde? Want ek moet nou 'n share verkoop, argumentsbetaal van jou vriend of van 'n nuwe vennoot. Wat is die waarde? Ja, maar as jy nou die maatskappy maak nog nie soveel geld nie en dis eintlik nie, daar's nie eintlik soveel waarde nie, maar of hulle kan nie 'n upward trajectory meet nie. Jy groei nou teen 50% 'n jaar. Ou gaan nie vir jou skielik 10 keer dit gee. Maar dan koop jy 'n droom in, verstaan jy? Ja. Maar FNB was bereid om 'n droom in te koop 6 jaar terug al vir wat se geld ook al hulle. So ek dink dit gee vir mense definitief so 'n bietjie van 'n reality check in die sin van boys, ons is regtig besig met iets tangible hier so staan. Op daai stadium was dit dalk 15 mense. Nou is ons amper 70. Sure. En ons het takke oral ter obviously in Suid-Afrika, maar ook het ons besigheid met kliënte en agente van Kanada tot Nigerië, Kenia, Zambië, Malawi, Botswana, Zimbabwe. Dus nou is ons al in 'n klomp lande. En julle nuutste kantoors in Dallas, Texas. Ons het laas week ons sertifikaat gekry. Ja. So daai is up and running. Ek sal nou vroeg volgende jaar 2021 COVID het so 'n bietjie van 'n jaar vries op die ding gesit. Dan gaan ek sien toe dan sit ons alles bymekaar en dan gaan daai tak begin funksioneer. Weer aan die gang. Ja. So kom ons praat 'n bietjie oor Instacom. Jy het nou ons het nou baie vereenvoudig met die push notification of wat ek al so verduidelik 'n bietjie. Julle natuurlik, ek weet julle het 'n baie belangrike verhouding met Vodacom MTN. Reg, want dis 'n halfie engine hier in die onderkant van die hele tegnologie. Die oomblik as jy twee rigting radio's neersit dan gaan jy 'n supplier wees van first responders, as jy mense toe kan stel. En op die agterkant van dit het jy 'n stabiele platform nodig. En daai kos geld. So as jy 'n goedkoop tipe tegnologie, push-to-talk tegnologie koop, beteken dit jy koop dit by iemand wat nie stabiel kan supply nie. Dit is net ongelukkig 1 + 1 is 2. As jou infrastruktuur R10,000 'n maand kos, dan gaan jy 10 teen afwees as al load-shedding is in die omgewing. As jou agtergrond of jou platform R30 miljoen kos, soos wat Instacom se infrastruktuur is, dan het jy 'n platform wat redundancy het, nie net op homself of binne sy eie data center nie, maar ook in ander plekke. Ons het onder andere wat my dink aan Amazon. Ons host in Amazon. En hulle is die beste. Maar hulle hosting is nou interessant, dis juist daaroor. Daai hosting het hulle vir hulle self gebou. Ja. Nee, en dit is so wêreldklas om hulle eie behoeftes te voorsien. Nou kan hulle aan ander maatskappye dit verskaf. Maar dit was nie altyd daar nie. Ons het ons eie platform bestuur tot begin van die jaar. Pragtig. In ons eie hosting infrastruktuur, ons het ons eie IT infrastruktuur, ons het development divisies. So al hierdie goeders, selfs 'n 24 ure call center. Ons het tot 'n in-house repair center opgesit vir hardeware, want IoT of sagteware produkte, obviously Instacom is nie meer net push to talk nie, dis guard patrol, access control, checklist, incidents, ons het nou 'n klomp verskillende produkte wat alles praat met jou, noem dit nou maar workforce management. Enige industrie soos 'n myn, polisie, ambulanse, cleaning, fasiliteitsbestuur, al daai tipe arbeidsintensiewe. Absoluut. Het jy 'n plek nodig om met ouens te kommunikeer, maar ook om te track en trace. Wat het mense gedoen en wat het mense nie gedoen nie? Want op die einde van die dag koste die maatskappy op die bottom line geld. So is daar 'n produktiwiteitsfaktor, daar's 'n sekuriteitsfaktor, wat nog? Ja, ek dink dit gaan oor kapasiteit.
Baie van die ouens wat in ons kompeteer in die mark het nie die kapasiteit om 'n groot hoeveelheid users op een slag te kan akkommodeer nie. So is weer eens 'n Dan val volume, het- so jy dan kan val het julle plat. die hele polisie mag wat Ja, ons onder andere het polisie op ons platform, ons het route traffic op ons platform, ons het ek dink omtrent 80% van die ambulanses in Suid-Afrika is op ons platform. So en vir ons is dit so dat as ons goed nie werk nie, dan gaan daar mense dood. ja. En een van die goed waar ons baie trots is dat ons platform 99.99% uptime het al vir die afgelope 6-7 jaar. En nou met Amazon se involvement in die laaste jaar, want hulle sê is begin van die jaar af in Suid-Afrika, wat ons oorgeskakel het soontoe. Die due diligence agter dit het gewys dit is absoluut die beste klas in die wêreld wat jy kan hê, maar dit is duur. So weet die ouens wat teen ons kompeteer is nie die tipe ouens wat daai tipe geld Maar dis nou weer nie appels met appels nie. Ja, jy kom Absoluut, voor dis- 'n potensiële kliënt en hy sê maar jy's duur, daai is Ja, goed kom julle doen dieselfde ding. Ja, dis 'n BMW kar teenoor 'n Tata. Ja. Verstaan? Ja. Tata ry ook van A tot B, maar hy het nie al die bells en whistles nie. As jy daar gaan sit vir 'n diens, dan kry jy nie noodwendig 'n koppie koffie en 'n voetmassage nie. Ja. Weet kwaliteit En 'n is maar motorblad. net gekoppel aan prys. Ja, Verstaan? Baie mense sê vir my hulle kan goedkoper betaal. Ja, jy kan goedkoper betaal. Die realiteit is prys is net relevant as jy kwaliteit daaraan koppel. En dit gaan oor dienslewering, dit gaan oor is dit beskikbaar 24 ure 'n dag, veral in sagte ware. Dit help jou niks het 'n goeie platform wat die helfte van die tyd af is nie. As ons kyk na meeste van ons infrastrukture in hierdie staatsdepartemente waarmee ons deel, dan gaan jy met paspoort hernie, dan is die stelsel af. Staan wat op dit. Ja. So ek dink vir ons gaan dit oor diens, die fisiese sagte ware en kapasiteit en natuurlik ons kliëntediens is seker die nommer 1 prioriteit vir ons maatskappy as 'n as fundament. Ons is Christelik gefundamenteer en uit dit uit beteken dit ons moet goeie diens lewer aan ons kliënte om mee te begin. Excellent. Uitnemendheid, dis aan die orde van die dag. Ja, so dis 'n lekker plek om te wees. Nou ons het gegroei uit Instacom uit het ons GoRugged begin. GoRugged is die hardware komponent wat militêre spesifikasie fone en tablets en net met my outdoor lewe eintlik fokus e-commerce eintlik primêr, maar Maar julle het natuurlik, ekskuus ek van jou rede Roland, so daai want ek kom ek nou weet van GoRugged is julle die sagte ware wat julle ontwikkel het en toe het al hoe meer mense vir julle begin vra maar luister waar is julle werk met selfone, julle werk met tablets, julle werk met sagte ware. Ek wil as Piet ook ene kan koop. Ja, en dit is waar en daai vraag het toe nou net Ja. en toe is hier's GoRugged toe nou absoluut. gebore. Ek dink IoT, hierdie Internet of Things wat almal van praat, beteken dat sagte ware connect tot die wêreld as jy mense dit so kan stel. Maar jou sagte ware beteken niks as jy nie hardware het wat hou nie. So as jy vir 'n oue Samsung gee argument van tafel of 'n iPhone wat dalk 'n goedkope R1000 tipe ding is, sy val gaan die skerm teen breek. So een van die goeders wat belangrik is jy sagte ware of IoT implementeer is jy moet tog hardware hê wat kan hou, wat bietjie van 'n punch kan vat want jy Dis rowwe omgewings hierdie, ja. Agter 'n skelm aan hardloop Ja. en die ding val en Of hy moet ook al gooi met hom. ja, selfverdediging. So ja, soos dis reg wat jy sê, die ouer het gebruik in 'n werksomgewing wil ook vir homself een hê, maar ook vir sy 10-jarige seun wat sy foon konstant breek of sy skerm die hele tyd val of wat ook al. En dit is waar uit GoRugged dan vir die publiek ook net nou 'n attraksie gegee het. So ons het dit begin so 2 jaar terug. En 'n paar maande terug te begin ons die Afrikaanse weergawe van dit wat raakrof is. So Ek sê enige Afrikaanse naam wat rym is altyd hy's 100% akkuraat. Raak rof is ek sê jy weet hulle sê as jy kinders kleintjies skool toe stuur, dan mag jy nie vir hulle weet voor laerskool. Ja. Jy mag nie vir hulle hemde aantrek wat byvoorbeeld Iron Man of Hulk of wat ook al op het nie, want die persoonlikhede verander. Nee, dis realiteit. Rarig. So dis die man is nou hy's iets sit anders. nou op 'n ander vlak. Kan jy- Ons het slim juffrouens gehad het vir ons gesê het met ons kinders in elk geval. Moet net nie vir hulle 'n hempie aantrek wat hierdie goeie dan het, want dan Dan wil hy slaan, spring, skree. Nou moet jy kyk wat gebeur as jy nou 'n raak rof hemp aantrek, nee. O, is dit Goeie die genade, manne? Dit is 4x4 en motorfiets en alles wat outdoor almal raak lekker laf. So eie aan Afrikaans en eie aan Suid-Afrika, nee. So Instacom het begin uit 'n sagte ware komponent. GoRugged en Raakrof is dan die hardeware komponent wat
enterprise en customers focus. Okay, so is dit kom net terug, jy het aangeraak e-commerce, jy druk hom suiwer op jy verkoop aanlyn. En natuurlik die groot ding wat ek weet ook is jy bou of verskaf nou Ferraris, maar hy het net nie 'n Ferrari badge op nie. En ek neem aan dis nou weer ook 'n uitdaging, want ek weet julle produkte is goedkoop, maar in terme van die funksionaliteit van die mark dink jy ons is goedkoop nie? Ja, yes, ek het gedink ons goeie ware vir geld. geld. Dit ongelooflike ware vir geld, maar dis weer eens is daai appels met appels. Absoluut. Want julle het 'n baie tawwe selfoon met ongelooflike funksionaliteit en spoed, maar hy's nou net nie 'n Samsung wat ook al. Ek neem aan. Ek sê ons doen heidaglik in die Karagit Drakenhof plek het ons seker omtrent of 30 verskillende verskaffers met verskillende goeders en verskillende dinge. Soos op die fone plek sê jy 'n Ulefone kan kry en 'n Blackview en 'n AGM en 'n Cat. En dis alles brands wat baie goed doen in die rugged buitelewe tipe ding. Nogal veral ek weet in Engeland met jou konstruksie en so. Ja, absoluut. Hulle is daar, so jy kan hulle ook by ons kry, is fyn. Daar's net in vandag se tyd is daar brands wat letterlik 'n kwart van die prys is wat presies dieselfde spek en kwaliteit gee. En een van die goeders wat Instacom nog altyd goed gedoen het, is ons beheer die kwaliteit van dit waarna ons betrokke raak. So, maar dis ook die verskaffers in China, julle het al daai harde werk gaan doen. Dis nie net sommer net. Ja, ons vlieg sien toe nog 'n Chinese verskaffer. Ons verstaan wat in die fone aangaan. Baie van die plekke sit ons en ek wil amper sê skryf voor die kwaliteit van chipsets en goed wat moet gebruik word op die devices wat ons wil hê, as gevolg van die kwantiteite wat ons doen. So ons word gesien as markleiers met betrekking tot IoT en die verskillende pillars, omdat ons al die pilare aanspreek. Maar dis wat julle doen. Dit is wat julle doen as 'n diens. Correct. Dis die hart van julle onderneming. Dis deel van ons, as jy nou moes vra, hoekom deel ek met Instacom en Karagit? Dit is ons differentiator. Ons verstaan nie net sagteware en in-house develop it nie. Ons maak seker die infrastruktuur werk reg. Ons is die enigste goedgekeurde push-to-talk IoT supplier in die land met betrekking tot MTN en Vodacom. Ek mag kyk, ons niemand anders het goedgekeur binne in hulle platforms nie. En ons house nie by hulle soos wat gewone ouens ek hoor al ons kompetisie sê nie, hulle doen ook Vodacom. Wat hulle doen is hulle druk 'n Vodacom SIM-kaart in die foon in. Dit beteken jy doen Vodacom nie. Ek sien. Ons hosting is deel van die core van Vodacom. Binne in julle sit binne in die hart van Vodacom. Ons house nie by hulle nie. Dis nie 'n SIM-kaart nie. Deel van Vodacom. En daai produk diens ons maar dit is 'n Vodacom produk. En Vodacom bied daai ding vir sy kliënte en hy bil sy kliënte en ons is kontraktueel as vernoot deel van die Vodacom se support infrastruktuur. So as jy hulp nodig het, gaan ons jou help met 'n Vodacom hoed aan. En dieselfde met ons MTN verhouding. En natuurlik kliënte wat eerder direk met ons besigheid doen, is geen probleem nie. Almal betaal dieselfde pryse. Daar's nie, jy kry nou nie 'n beter prys by my of by Vodacom of by MTN nie. Omrede die prys gebou is sodat jy ordentlike diens kan kry. As jy goedkoper goed wil hê sonder diens, dit is nie Instacom se doelwit nie. Ons soek 'n verhouding vir die volgende 100 jaar met jou as kliënt. Weet jy, enigste manier ek dit doen is jy gelukkig bly, sodat jy my bel as jy sukkel. En baie van die gevalle waar kliënte waarmee ons besigheid doen, as ons goed nie werk nie, gaan mense dood. So ons soek nie dit en in 10 jaar het ons baie goeie resultate en ons het nog nie in 'n situasie gewees waar dit die geval was waar ons goed nie werk nie en mense hulle lewens verloor nie. So ons wil graag dit so hou, verstaan? So ons doen alles in ons vermoë om dit te kan establish, deur ordentlike platform neer te sit, sagteware wat eenvoudig is om te gebruik, maar vir jou resultaat gee op 'n einde van die dag. En natuurlik, ek dink die groei van ons platform nog altyd was gewees, ons verhouding met ons kliënte, suppliers en verskaffers, wie ook al 'n mens nodig het om 'n besigheid vorentoe te bou. Waar kan ons connect, probeer ons om dinge reg te hanteer en te hanteer volgens, ek dink dit wat ons graag wil hê as consumers, weet hoe ek graag wil bedien word deur iemand, as ek in 'n restaurant gesit of waar ook al. En uit dit het ons nou 10 jaar sukses. Ons het nou Januarie is ons 10 jaar aan die gang. Sure. Wat interessant is. Ons het nuwe goeders wat gaan kom volgende jaar. Instacom Connect onder andere begin ook volgende jaar wat
noem dit 'n B2B tipe platform is waar jy kan inloop. Soos byvoorbeeld 'n MTN of 'n Vodacom winkel waar jy instap en sê hoor hierso ek soek 10 fone vir my 10 drywers en ek wil graag soveel data of soveel voice wat is die beste pakket. So Instacom Connect kom en analiseer jou besigheid van 'n netwerkperspektief af en sê goed, wat is die beste vir jou besigheid met betrekking fone en connectivity. Sure. En dan sit hulle dit vir bymekaar en hulle help jou dan met die nodige papierwerk wat jy moet submit. So jy praat nie met 'n call center agent of 'n ouetjie agter 'n counter in 'n winkel nie. Jy praat met 'n ou wat saam met jou sit, jou besigheid analiseer en hulle kyk dan tussen Vodacom en MTN. Telkom is ons nog mee besig met negotiations. Wat is een van die netwerke gee vir jou op die stadium die beste prys met betrekking tot pakkette, fone ensovoorts. Tyd vir 'n het jy geweet insetsel. Push to Talk is 'n nasionale en internasionale twee-rigting radiodiens vir besighede wat die stabiliteit van selfone verkies bo tradisionele twee-rigting radiostelsels. Push to Talk gebruik nasionale selfoonnetwerke vir kommunikasie. Soos wat die geval is met twee-rigting radio's, kan uitsendings gerig word aan almal op die netwerk. Maar met Push to Talk kan gebruikers nou ook 1 tot 1, 1 tot baie of in uitsaaigroepe kommunikeer. Push to Talk bewerkstellig onmiddellike stemkommunikasie met alle selfoongebruikers op die netwerk. Hierdie funksie stel personeel in staat om te konsentreer op hulle werk terwyl hulle ondersteun word deur hoogstabiele, betroubare en deurlopende kommunikasie. So dis nou 'n baie goeie aansluitingspunt. Is dit dan nou waar RightWeb, is dit die fondasie? Waar so kom ons praat 'n bietjie oor die derde familielid of die nuutste kind in die huis. Ja, RightWeb is 'n besigheid wat ek saam met ander van dit begin het. En wat ons daar doen is ons doen reviews van alle instansies in Suid-Afrika wat te doen het met jou geld. As dit aan jou sak vat, dit is vir ons betrokke raak. Dis die niche, ek wil sê is finansiëel, is absoluut finansiëel gefokus. Ons review elke instansie soos FNB, Capitec, Standard Bank, Nedbank, TymeBank wat een van die vinniger banke is wat deesdae opkom, versekeringshuise, mediese huise, Mediahelp, you name it, maar ook elke produk wat daar buite is. Van check, savings, kredietkaarte tot persoonlike lenings, besigheidslenings, versekeringsgeleenthede. Hulle maak dit baie verbruikersvriendelik. Ek wil dit ek nou gekyk het ook is die pros en cons wat goed is, wat sleg is. Probeer vir jou wys wat is daar in Suid-Afrika. Ons verkoop niks nie. Al wat ons uit RightWeb doen is ons gee vir jou die geleentheid om na te gaan lees oor wat is die beste checkrekening in Suid-Afrika of hoe werk persoonlike lenings. Wat se tipe persentasies betrokke wanneer jy geld leen of sou laat leen as jy mense dit so kan sê. Wat is daar buite as dit kom by mediese tipe instansies of versekeringshuise. Ek dink dis 'n groot leemte in ons land. Jy gaan na FNB toe en sê ek soek 'n checkrekening en sê okay. Daar's nie regtig 'n kombinasie waar iemand vir jou gaan sê hoor hierso moenie FNB of Capitec of Absa toe gaan nie. Daar's checkrekeninge wat vir jou die beste gaan wees in jou geval, argumentsonthaalwe, tussen hierdie 5 of 6 of 10 of 20 opsies. Hierdie gee vir jou hierdie voordeel, daai gee vir daai voordeel, onthou hierdie betaal jy baie duurder, en dan uit dit uit kan jy sien wat die beste opsie vir jou gaan wees. So, die hoof fokus van RightWeb is, kom ek gee vir jou finansiële feite, waarop jy besluite kan maak oor wat die beste is vir jou. Van iets soos 'n spaarrekening tot 'n kredietkaart tot 'n persoonlike lening tot wat ook al. Ek wil dit bestaan. Ek weet ons het Hypo, maar ons weet ook vir die meeste ouens daar buite wat bietjie ingelig is, sal weet Hypo is Telesure is Auto & General se produk. So hulle verkoop maar hulle smous hulle eie produkte op die blerrie Hypo. So moenie 'n Hypo wees nie, jy weet. Dink 'n bietjie daaroor. RightWeb is nêrens geaffilieer nie. Ons kyk wat die mark bied en ons gee soveel as moontlik inligting vir die mark daaroor. En op die agterkant van dit kan jy dan 'n goeie besluit gemaak op wat se produk beste vir jou gaan wees. So ek dink dit is die fokus. Soos ek sê, ons verkoop niks nie. Natuurlik is daar advertensies op ons webwerf. Ek wou net sê, dit die kommersiële model is, julle wil daai verkeer dryf en natuurlik die handelsmerke wat daardie voordeel gaan trek van die. Hoe meer mense na ons inligting kyk,
hoe makliker is dit dan om rekeninge te betaal as dit kom by dit, want daar's ook maar overheads, dit is ongelukkig so. Maar ek dink die lekker van dit is, ons help Suid-Afrikaners om te weet wat daar buite is, en wat is my opsies, en daar's geen verskeilde agendas met betrekking tot persentasies, en jy het Kickbacks. Jy het hierdie koste per maand, jy het hierdie persentasie vir jou negatief of positief van jou rekening, argument, so daar was so jou voordele en goedjies word daar uiteengesit, en ons het geen affiliasie met 'n FNB, 'n Absa of 'n Standard Bank of enigiemand nie. Daai goeders word deur Google bestuur. Google se die advertensies binne en die goedjies wat jy lees. Jy weet pas op dat Doustein julle ook nie kom koop nie. Ja. Dit sal snaaks wees. Ek sou sê, Dit sal snaaks wees. daar is interessante dinge daar buite. Die interessantste, noem dit nou maar konsep uit Rightweb is, dis 'n besigheid wat nie ons dalk nie lekker verstaan as jy kyk na ons ouderdom nie, want dit is nie 'n tangible produk nie, dis nie 'n koppie wat jy optel en jy koop hom vir R5 en verkoop vir R10 en jy kan, en dit, as jy hom daar verkoop het, dan sit dan maar dit. Dis, ja. En dit is hoe besigheid verloop het in die history. Maar vandag se lewe is baie in die lig. Verstaan jy, doen besigheid in die lig en daar's nie iets wat jy vashou of aanraak nie. Koop en verkoop. Ek meen, wat interessant is my ouens het ek nog nooit ontmoet nie. Ons het Rightweb nou al vir 8 maande, ons is reeds markleiers met betrekking tot verkeer. Ons het genade, ons is nou op pad na 100,000 mense 'n maand toe, Yes. wat na ons platform kyk in 8 maande, omdat dit relevante informasie is. Natuurlijk. Maar my ouens wat vir my werk, het ek nog nie ontmoet nie. dis alles Jou freelancers is weer. internet, en natuurlik is dit begin deur COVID, so ons kon in elk geval In elk geval kom nie. Ja, absoluut. So dit is nog baie interessant, hoe sit jy besigheid bymekaar, en jy het nog nooit die mense wat jy ge-employ het ontmoet nie, verstaan, dis 20, 50 jaar terug, hoe niemand kan eens imagine dat dit doenbaar is nie. Dit gebeur, so COVID het ook geleentheid natuurlik vir mense, om te groei. So kom ons gaan net terug na die ekskuus, wat julle die B2B van Instacom Connect. Instacom Connect. So waar, ek wil daar's natuurlik vir my is dit weer eens julle manier van dink. Kyk, dit is die feit dat julle wil vir 'n ou hierdie customized oplossing gee. Ja, wat gebeur is, ons het te doen met die telekommunikasie platforms op 'n daaglikse basis. En binne in dit is daar verskillende bene. Daar's IoT sagteware wat 'n ou kan natuurlik dan voorsien. Dat jy hardeware wat gesamentlik met dit hardloop, maar nou kom jy by 'n ou, hy kry nou by jou 'n push to talk en 'n guard patrol en 'n access controller wat ek al, saam met 'n spesifieke device argument so daarby, maar dan sê hy vir jou, hoorie so, ek wil graag PIBX in my kantoor ook hê, of ek wil vir my 3 ouens wat in my kantoor sit, wil ek graag 'n datapakket hê sodat hulle van die huis af kan werk. So hoe gee ek vir hulle fiber by die huis? En ons werk met telekommunikasie ouens, so dit ons bietjie gesels met die ouens by MTN en Vodacom, en hulle het van gesê, luister, ons kan vir julle 'n platform neersit, so jy nou supply ons nie net sagteware en hardeware aan hulle nie, en help hulle om te diens daar in daai kant nie, maar ons het nou 'n nuwe avenue wat ons kan ons eie kliënte ook help. En natuurlik het dit nou groter geword as wat ons besef het, waar kliënte sê, of potensiële ouens sê, maar kan ek met julle besigheid doen, ek hoef nie Instacom en GoRugged produkte en goeders te doen nie, kan ek net by jou my MTN Vodacom kontrak doen, sodat ons saam my besigheid kan analiseer, dat ek nie met 'n call center praat oor wat ek nodig het nie. En ek dink dit het geleentheid gegee vir baie ouens. Dit is tog lekker om 'n gesig by 'n naam te sit en by jou kom sit in die kantoor en hy kyk wat jy doen en wat is nodig en hoeveel data is nodig en analiseer, en dan aan ons kant het ons letterlik maandeliks pakkette wat die ouens met ons deel, en dan ons analiseer waar kom MTN Telkom of wat ook al die beste is op daai stadium, en dan kry jy die beste wat beskikbaar is in die land. Dit is so eenvoudig dit ek net moet weet. Maar dis weer, maar as ek sê dit klink vir my die Rightweb, dis julle manier, maar alles is geanker in wat jy nou 2 keer beklemtoon het. Is in die kliëntediens. Om dis mos lekker om mense te help. Ja, en jy sê so, maar dis ongelooflik net weer, omdat julle die hele tyd wil help en ongelooflike diens lewer, maak dit hierdie addisionele geleenthede ook. Ja, absoluut. Dan die laaste been wat ons huidiglik mee besig is, buiten die Amerikaanse ontwikkeling vir die Instacom kant, is, weet nie, 911 Amerika, wat ons net op die TV altyd gekyk het, as jy 911 bel, dis hy, ja, dan kom hulle. Ons begin Instacom 911 vir Suid-Afrika. So ons beplanning is om so vroeg as moontlik volgende jaar te launch. Dis 'n 20 jaar oue netwerk wat deur
baie slim mense aan mekaar gesit is. Sentrale beheerkamer met oor die 900 ander beheerkamers van sekuriteitsmaatskappye onder andere wat saamwerk. Op die agterkant van dit is So julle trek alles saam. Ja, daar's polisie betrokke, maar nie die polisie wat jy ken 1011 en dan sukkel jy dat iemand die foon optel en sulke goeders nie. Hier is mense wat deel is van die netwerk, van die Hawks wat betrokke is. Dis letterlik soos die Amerikaanse 911 in Suid-Afrika. Jy kan 'n knoppie druk enige plek in Suid-Afrika en dan gaan iemand respond en die knoppie wat jy druk sal niks sal opbou tot die saak afgehandel is nie. So hy escalate of hy stuur op onmiddellik if this then that tipe van onmiddellik. Nie net om te reageer tot dit wat nou gebeur nie. Of jy nou aangeval word of daar 'n slang in jou huis is of 'n byenes buite in jou yard is of as jy langs die pad breek met 'n wiel wat 'n probleem is. Dit gaan ook oor as jy deur 'n slegte situasie gaan. Deel van die geleentheid in dit is om ook berading te kry onder andere. So dis 'n baie dieper platform as net so one-stop kom ons respons. Ja, sien net ja. Maar dit is 'n verskriklike groot netwerk wat inplak op baie interessante groepe in ons land. Deel van die agterkant is onder andere Sniper. Sniper doen 4 miljoen scans 'n dag in ons land op lisensies van voertuie, so registrasienommers. As ou wat nou deur die hek ry. Kyk, een of enige plek. Kameras oralster. As hulle mense die kameras wat connected is op hulle netwerk sien dat hierdie voertuig byvoorbeeld geflag is met in die Kaap met 'n potensiële hijacking en hy kom in Gauteng en dan gaan hy al reeds geflag word. Hulle gaan hom dophou op waar ook al hy heen gaan. Die kameras in Suid-Afrika is pretty much al oral. Wat dit net baie moeilik maak vir enige kriminele om ouens om regtig te vergroot in die land. Ja. Dit gaan net al hoe nouer en nouer hek hek wat om hierdie ouens gespan word. Ja. So dit is 'n baie exciting gedeelte van die groei vir Instacom vir 2021. So kom ons praat nou 911 Amerika. So waar sien jy, kyk jy het genoem dat jy weet van julle en daar's natuurlik strategiese redes waar julle van julle Afrika besigheid gaan wil ek sê channel deur Amerika. In Amerika self, wat sien julle is die geleenthede daarso? Is dit die ambulansdienste, is dit die polisie soos hierso? Kyk, die Amerika tak en die rede hoekom Afrika daardeur noem dit nou maar die invoicing van Afrika ook daai kant moet gaan is die dollar gedeelte. In Afrika charge ons ook in dollars. Dis meer is appels met appels. Ja, jy het nie 'n exchange rate fluctuation wat jy die hele tyd met in gedagte hou nie, wat regtig kopseer is. So dit is baie makliker om in dollar te charge en bly dollar en daar hoef niks snaaks te gebeur nie. So en hens die registrasie van die Amerikaanse tak is ook Instacom International Incorporated. Met die fokus op dollar-based income stream. So hy sal daai gedeelte aanspreek. Ons fokus na die Amerikaanse mark toe gaan sekuriteit wees. Dis waarmee ons begin het in Suid-Afrika en dit is ook deel van hoekom ons so sterk gebou is fundamenteel op stabiliteit. Want die sekuriteitsgedeelte en mense se lewens word dit gedryf. So nou sit ek nice to have nie. Nee, ek sit in 'n platform waar ek mense se lewens moet beskerm, maar ek sit daai selfe stabiliteit in beskikbaarheid vir iemand wat 'n cleaning maatskappy het en hulle moet hulle spanne bestuur, hoeveel take gedoen is vir die dag, foto's van before en after, want jy maak 'n plek skoon dan sê die kliënt maar jy het nie 'n badkamer skoon gemaak nie en dat jy geen bewyse nie. Waar jy nou kan sien daai badkamer is skoon gemaak, foto's before en after en wat se produkte daar gebruik is, hoeveel toiletpapier, hoeveel hande seep, hoeveel wat ook al. So nou het jy accountability en jy het bewyse en jy kan dit alles outomatiseer. As jy klaar is met badkamer kan daai hele report kan geautomatiseer na jou kliënt gestuur word. So hy hoef nie te bevraagteken meer dit kom outomaties as it happens deur na jou kliënte toe en natuurlik sit dit jou op 'n hele ander plek. So die ironie van dit Roland, ons praat nie altyd van tangible versus digitaal, tasbaar en digitaal, is dat juist in die ek wat nou uit cleaning uitkom, is jy maak juist die ontasbare tasbaar met daai verslag, nee. Maar dit is die ding, want dit is al hoe jy kan, soos jy sê, as jy nie 'n stukkie papier, 'n foto voor agter na die tyd, dit raak baie moeilik, want baie keer wil kliënte weet, hulle dink
nou kom Absoluut. wat het gebeur hierso. Ek dink die groot ding is, as jy dit moet summarize, gaan Instacom oor verhoogde effektiwiteit in jou besigheid. En verhoogde effektiwiteit beteken jou bottom line word aangespreek. Tuurlik. Nou wat ons doen in 'n groot mate, en ek het al soveel keer die storie vertel, maar is net so relevant. Daar was 'n klomp studente in 'n saal ingedruk en hulle het plus minus 60% behaal op hulle studies. En die ligte wat in die saal gebruik was redelik dof. En toe wil hulle nou kyk as hulle die ligte baie helder maak, of dit regtig 'n verskil maak. Wat hulle toe gedoen het, en die persentasie het van 60 na 80% gegroei. Toe het hulle die ligte van helder af teruggeskuif na dof toe, om te sien, weet maar, daar het geen verskil gekom aan die persentasie nie. Dit het op 80 gebly. So die ligte het nie die verskil gemaak nie. Die verskil was die feit dat hulle geweet het, hulle word gemoniteer, het gemaak het hulle hoër effektiwiteit instoot. En ek dink dis wat Instacom doen. Ons gee vir jou 'n tool om effektiwiteit te bestuur. Jou mense weet hulle word gemoniteer, geautomatiseer, en as gevolg van dit, het jy minder labor intensity om hoër effektiwiteit te kry. En ek wil daarbey aansluit ook. Kyk, daar's en ek weet vir die ouens wat dink, jy weet, julle verskaf sagte waarom oor mense se skouers te loer. Dit ook. Maar die positiewe, ek wil sê daai is die negatiewe spin op dit. Die positiewe ding is as jy gaan kyk na hierdie, en ek sê weer, ons weet dit al die jare met cleaning. Enige werk wat is die woord, monotone, die hele tyd dieselfde ding oor en oor. Ja. Ouens verval in nie slegte gewoontes nie, hulle begin die bal drop as hulle nie gesupervise word. Correct. Dis net om 'n boring job, en ek wil sê enige een van ons sal dit oorkom, as jy dieselfde 5 goed moet oordoen elke dag. Nadat jy doen dit nie noodwendig beter, jy begin die bal drop, jy begin nie in die stof in die hoekie kyk nie, en hierdie natuurlik maak seker die sagte waar dat jy nie die Ons het al gesien, ouens wat spanne het, omdat daarna gemoniteer word oor hoeveel goeie sekere spanne doen, het hulle gesien dat hulle kan byvoorbeeld as hulle 5 spanne het, kan hulle eintlik doen wat hulle doen met 3 spanne. Maar hulle kan dit meet. If you can't measure it, you cannot manage it. So dis 'n ander komponent. Ja, en ek vind as jy dit kan meet, kan jy ook mense reward. So die ouens wat hulle kan bring, kan actually gereward word op die agterkant van dit. So daar's absoluut. So en op die einde van die dag, as jy maatskappy groei, gee dit geleentheid. So dis nie 'n geval van dat jy 5 spanne nou moet jy 2 laat gaan nie. Jy het nou 5 spanne wat 3 eintlik die werk doen, so jy kan addisionele werk inkry wat dieselfde 5 spanne kan bestuur wat jou maatskappy meer profitable maak vir growth. Ja, dis nie net retrenchments nie. Ja, absoluut. En die ding is as jou maatskappy groter word, dan die ouens wat vir jou werk het geleentheid om van 'n junior bestuurder na 'n senior bestuurder toe gaan, na 'n regional toe, na 'n nasionale bestuurder toe. Dit beteken net die span werk saam om te groei. Op 'n einde van die dag, weet as jy kyk na die digitale wêreld, dit gaan nie weg nie. Die digitale wêreld begin nou eers, wat 4th generation growth. So ek dink op die einde van die dag gaan jy, as jy digitaal implementeer, gaan dit beteken jy gaan vinniger groei, vinniger groter word. Anders dan gaan die volgende doen, dan gaan hy net oor jou. Wat is dit 4th industrial revolution? Dit is die realiteit. En dis wat ons nou ook gesê het, weet baie van die goed waarmee jy besig was, kyk natuurlik na podcasts, potgooi. As sekere goed wat as jy 6 maande later wegspring, en net vir die ouens daar buite wat dink podcast is nice to have, sekere goed as jy 6 maande of 'n jaar vanaf wegspring, is jy 5 jaar agter. Want die spoed waarteen dit evolve, die standaard wat konstant verhoog is al lankal nie meer goed genoeg om in 'n mikrofoon in te praat. Kyk, as jy kon daarmee wegkom 5 of selfs 10 jaar terug. Praat jy die mic en sit dit daar en jy kyk, gaan jy sê even dinge soos websites bou, SEO op die agterkant van jou bestaan. Mense wat nou al gehoor het van SEO dink is net relevant tot op jou website, maar daar is ook SEO wat in social media relevant is. Mense besef dit nie, maar as jy nie dit doen nie, dan raak jy net verder en verder agter. En die probleem is dit wat 3 weke terug relevant was, het reeds verander. So as jy nie op dit bly nie, dan bly jy agter. En jy het 'n baie belangrike ding, en ek moet jou komplimenteer, want jy is een van die min ouens wat dit weet. En ek het hierdie gesprek gereeld met bestaande kliënte en met nuwe kliënte, om hulle te sê, luister, ek kan nie dit wat ons hier doen, digitale media bemarking, is nie 'n 3 maande oefening nie.
en jy sit hom aan en af soos jy lekker kry. Dis 'n langtermyn investering en dit klink baie gerieflik. Ja, jy moet nou 'n langtermyn. Nee, dit is die realiteit. Jy kan nie dit aan en afsit nie. Soos jy sê, want sit jy dit af vir 'n maand of vir 3 weke, is jy agter. Ja. Nou sit jy dit af vir 3 maande van hierdie jaar oor 6 maande bietjie weer hier. Jy mos jou tyd man, is soos om 'n dieet. Soos tradisionele dieete. Jy spring weg in Januarie en stop jou in Februarie, dan spring jy weer weg. Ek dink baie van die ouens het nou op so 'n bietjie geleer van Google AdWords en spandeer geld op of hulle doen 'n Facebook kampanje en doen 'n bietjie van 'n boost op. Maar die realiteit is enigiets waarop jy geld spandeer om nou 'n reaksie te kry, is korttermyn. Dit wat jy op geld spandeer wat later eers eintlik 'n reaksie gaan kry is langtermyn. So mense spandeer baie geld op nou. Ja. Ek kry 'n advertensie langs die pad, ek doen 'n Facebook boost en ek doen AdWords en dit kos my R50,000 vir die maand en terwyl ek daai R50,000 betaal, kry ek kliënte. Maar as ek volgende maand dit betaal, nie kry ek nie kliënte nie. Dit is korttermyn. Ja. So as jy begin kyk na content en SEO optimalisering en jy sit content daar buite oor jou maatskappy of produkte, dan bou jy 'n langtermyn kliëntebasis of return on investment, wat beteken jy sit nou in om minder in te sit later. En dit is 'n konstante. So even as jy ophou na 2 jaar, gaan jy nog steeds vir die volgende 3 of 4 jaar kliënte kry wat op daai informasie wat jy daar buite gesit het jy nog steeds kliënte wat na jou toe kom. So 'n mens moet dalk 'n kombinasie van die twee doen. Maar baie mense, omdat dit nie onmiddellike return on investment is nie, spandeer nie geld op SEO nie. En as jy dit nie doen nie, as jy nie content en SEO deel maak van 'n prioriteit in jouself nie, dit beteken YouTube video's, podcast, fisiese blogs, as jy nie tyd daar spandeer nie, gaan jy agterraak. Jy kan ook nou voorwees, maar die jaar van nou af gaan jou kompetisie oorvat, wat gaan beteken, jy gaan 5 keer meer moet betaal om by te bly wat hulle doen, dan kos hulle nie eens geld nie. En dit is die realiteit van dit. So vinniger jy begin met dit, hoe makliker gaan jy vorentoe en hoe meer sustainable gaan jou besigheid wees. En dis die realiteit daarvan. Ek sal graag wie nou gesê het op 'n billboard wil sit op B1. Roland, dit was heerlik om jou te gesels, altyd lekker om jou te gesels. Is natuurlik is nou 'n jaar laas. Ek dink is eers nou voor COVID ons het mekaar alhoewel het ons koffie gedrink. Ek kan nie onthou. Vinnig koffie gedrink, ja. Ons het vinnig koffie, maar dis eers wat ek jou sien nou na COVID se nonsens en dinge, maar ek weet sê is inspirerend wat julle doen. En wel gedaan en jy weet alle sukses vir 2021. Natuurlik ek het ons weet ek het 'n groot liefde vir Texas, so ek is jaloers. Ja. Maar ek ons gesels ek wil graag hoor wat daar aangaan. Ja, ons sal definitief natuurlik kontak behou en 'n bietjie gesels soos vir die dinge verder beweeg en ja, dankie vir jou tyd. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.